Ja, as weer 'n live episode na die wedstryd. Ja, ons het 'n nat nuwe member om na die wedstrijd. Andre is vandaag weer hier om dienst te doen als een gasaanbieder. En ja, verskoning maak vir Trevor. Trevor het nog weer weg met zijn checkboekje. Daar had weer een taxi of een bus uit de Ooskaap gekomen. Maar Trevor weer wil een signings doen. Maar ja, Trevor zal hier vandaag voor ons hier kan dienst doen op die stel. Persoonlijke bezigheid wat die oude haar aan heeft. Maar ja, ons, zoals we zeggen, die show moet aangaan. En ja, ons is hier om een product te leveren aan die rugbygemeenschap, aan die gemeenschapskant in die streken daar. Zoals Andre, welkom op die show man. Weer goed om je terug te hebben, hier op ons, samen ons. Die mensen gaan hier nog redelijk baie zien hier op die stel. Maar ja, hoe was die naweek en hoe was die rugby en ja, voel het? Goedemiddag alle kijkers, luisteraars. Met mij, Jason Rabbi. Baie dankie vir die goeie verwelkoming, die goeie ontvangst. Mijn eerste verschijning op die stel was interessant. Ik heb redelijk baie commentaar gekregen op die stel. Is goed. En een mens weet nooit waarna het jou baie mag leiden. Het kan maar dat wees uiteindelijk een roeping en je passie is. Jason, om te beginnen, het is een scruffie. Yes. Voor die dag en voor die week. Die onbekende. Yes. Psalm 16 vers 8. Wat dui op, en die Here altyd by my. Omdat hy altyd by my as hy my nooit sal verlaat, sal ek nooit struikel nie. Wat ek vanmiddag vanaand vir iemand bemoedig mee as die volgende. Die Here sal jou nooit begewe of verlaat nie. Psalm 113 sê, jy het by 'n hart geslaap, maar die Here het jou gehelp. Ongeag in watter struikelblok jy mag sit of mag wees. Die Here is altyd met jou. Die Here is altyd by jou. So vir die onbekende week wat voor lê. Die vyand mag met 'n tegniek kom. Maar wees prepared vir dit voor lê. Because jou porsie is daar aan die voorkant. Jy moet net vat wat aan jou behoort en wat joune is. Mag hierdie week vir elkeen 'n blessing wees. Mag hierdie nuwe week vir almal 'n nuwe geleentheid. Die nuwe geleentheid wat kom, mag jou in 'n beter posisie plaas. Waar jy nooit gedink het jy sou wees nie. Môre is jy voorberei vir almal. Maar wees jy die voorbereiding vir môre en daarmee sal ek terug. Dankie Zandre man. Ja, goeie motivering vir die week. Om te weet dat ons moet altijd die Here eerste stel en hy sal ons nooit verlaat. Maak nie saak waar jy gaan nie, hy is met jou. So baie dankie vir daai goeie motivering vir die week. Ek dink die kykers iemand daar buite het dit nodig gehad en vat dit. En as 'n man in die week kan iewers 'n bietjie moeilike tyd of moeilik gaan met 'n man, kan 'n man weet dat daar is iemand by hom man. So baie dankie vir daai ene Zandre. En dan ja, ligas is buiten, ligas is aan die begin. Streek en gemeenskapskant, ja, dan het 'n bietjie geneek. Man kan gesien dat by sekere games wie het goeie vriendelies gehad. En dan ja, wie se rewe die hele tyd die saal het gekom. Maar ja, dit is soveel haar nie, maar ons gaan begin met die gemeenskapskant se uitslae. Daar was 'n paar groot wedstryde aan die gang geweest. So die results gaan ek aflees hier. Houbel 30, Paardenkloof 27. Houbel het daar 5 punte. Paardenkloof wat ook 2 punte uit die game het gekry het. En dan nog 'n groot vastrap in Miracles. Vastrap 30. Miracles 25, vastrap het 5 gevat. Miracles het 2 punte gekry daar die game het. En dan Lovedale 37, 'n bonus 5 punte teenoor die 12 van Wesleyans. Ja, wegrol oorwinning vir hier kom ons groot dag. En dan daar op die kruis, ek dink ook maar geneek lyk dit my.
'n pleister aan die daar vir Goodhopes gewen 27-23. 'n pleister wat 5 gevat het en Goodhopes wat ook dan 'n punt uit die game het gekry het. En dan daar ver agter in die bokveld Lindeshof 46 en Morgenster 36. 'n 10 punt verskil game, maar albei spanne wat punte optel uit die game. En Lindes wat die 5 had en die 3.6 mil kry 'n punt uit die game met. Maar ja, dan ons het 'n wedstryd van die week gehad, Paardekloof en Houbel. Close score 30-27. Hoe sal jy as jy nou moet kyk volgens die tellings aan? Hoe dink jy jy weet dis nou 'n gemeenskapskuld man, maar hoe dink jy sal jy sê daar was 'n brinkoevertjie betrokke of hoe sal jy sê 30-27? Jason, om in te kom, as ons gaan met die breaking rights heel eerste. Yes. Paardekloof, as die kampioene. 6 nasie kampioene. 6 nasie kampioene. Toen was hulle steeds net nie meer in die dag gewees nie. Houbel is 'n span wat die nergens moet afskryf. Yes. En hulle is 'n span met opdag. Yes. Voorlangs, agterlangs, hulle lewe. Yes. Hulle lewe. Ek self wil leef laas jaar. Verstaan? Hulle het in die top 5 geëindig 2025. Yes. Houbel, 'n span om dop te oor die jaar. Yes. Kan ek gaan met my gut feeling? Hulle Houbel gaan vir groot gaan. Ja. Maar Jana kay maar se woorde mooi so ja as u Jana sê ek dink ja ek het Trevor laas week 'n predictions gemaak van die wenners en ek dink miskien is dit een van die redes hoekom Trevor nie hier is vandag nie. Omdat hy gesê PDK gaan wen. Maar ja, ek het met Houbel gegaan en dankie Houbel. Ek het nog nie geld op julle gesit nie, want ek het nie geld gehad nie, maar ja, 'n game wat 'n man kon sien daar volgens die telling wat eintlik maar soos 'n man gaan verwag het. 'n Close game gaan wees. Ons het nie so baie inligting rondom dit nie, maar ja, so ek het daai predictionkie gewen en Houbel wat gaan daar as wenner en dan 'n game wat ek ook wat ook maklik die game van die week kan gewees van die naweek is Vastrap en Miracles. Ek dink Vastrap 30 teenoor die 25 van Miracles. Ja, ek het so 'n bietjie rondgevra. Oor hy wedstryd en paar interessante voortrekkingen gekry rondom daai game daar. So ek verstaan dit was daar 5 minute speeltyd oor toe is Miracles 30-15 agter en hulle het dan in hy 5 minute 2-3 kon gedruk het om hulle aan 2 bonuspunte versorg, maar ja, nou wat ek ook agtergekom het, die gemeenskapskuld tipe styl speel werk nie in die streek. So dis die Eagles man, jy moet maar vir Eagles mense sê, hulle moet nie kom los speel hier nie. Hier in die streekie want hier sit straks en hier dra die man 'n bal in 'n struktuur, maar ja, ek dink Miracles kon baie geleer het uit die game met. Maar jy het nou laas jaar teen Miracles gespeel, ons kan so 'n bietjie praat rondom Miracles. Hoe sou jy sê, hoe was dit om teen Miracles te speel? Jason, eerste ronde, ons weggestap van die ronde. Ja. Ons het gedeeltelik ons huiswerk gedoen. Yes. Ons alspan wat laas jaar van Miracles kon klop het. Yes. Maar tweede ronde, dan nie ons kan doen. Was dit nou 50? Miracles was laas jaar goed. Yes. En voor en agter. Want ek het compete en kommunikasie dat hulle gehad, verstaan. Jy kon drastisch sien. Die ouens werk na iets toe. Yes. So, die wedstryd dat ons verloor het, dat ons moes geknak het en knie moes gebuig het. Ja. En dat was die oorsaak dat ons nog nie in die topposisie kon gekleed het. Yes. Maar Miracles was laas jaar regte waar hulle doel voor oog gehad. Yes. Om die gemeenskapskuld te wen.
en ook direk te promoveer na Na streek toe. Yes. Maar om by te sê, is 'n ander tipe gaming board. Yes. So ja, daarna is al hy sê die mense moenie vir Marikas afskryf nie. Nee, so vroeg in Nie so vroeg. in die liga nie. Okay. Hy wen nie die gaan maar. Ja. Want ek sien daar is al redelik spanne wat voel hulle die liga gewen. Hulle gaan die liga wen vir al die gemeenskapskant, maar ons sal praat as ons daar by uitkom. Maar ja, soos julle kan sien, 'n paar interessante games. Die scores in die streek is redelik tyd. Ek meen al groot score wat man nou kan noem 'n bietjie groot is, maar Wesleyans en Lovedale, ek het nie gedink Young Wesleyans gaan net 12 punte aanteken. Ek het gedink dat 'n meer tyd game gaan wees, maar hy is Rabbi toe in die 4 nasie. Yes. Hulle die 12 punte teen Eagles aanteken. Toe weet ek iemand op 'n kol gaan met 12 punte verloor. So jy wil amper sê hy 12 kom buite hulle maar net weer. So manne asseblief, julle moet die curse breek. Wesleyans se mense hy 12 staan wel van die Young Eagles af. So ek weet nie om AB of ingeskakel is maar kan iemand net daar om AB sê hulle sal moet hy 12 breek. Maar ja, en dan ek gaan sommer die features ook klaar doen wat 'n man kan verwag met die komende naweek se wedstryd in die streekdag. Ja, die eerste game wat ons hier het is ODB tuis weer in aksie het 'n loslootjie gehad die naweek. So die B speel tuis teen La Pleisan en dan het Young Good Hope ook tuis daar teen Hobel en Paardekloof speel tuis teen Vastrap at Derby. Ja. En dan Miracles speel tuis teen Lindeshof, self 'n groot game. En dan die 3.6 miljoen stadium gaan weer gepak wees. Môre steek wat tuis speel teen Lovedale. En dan Young Wesleyans wat 'n loslootjie het wat dalk miskien die pastore en ek meen die profete miskien kan inkry daarmee om my kas te breek. Ja, maar ons gaan stil staan by ons wedstryd van die naweek. En nou jy kan 'n hele paar games in wedstryde van die naweek, soos ek meen ODB en La Pleisan. Dis groot daai. Selfs Miracles en Lindeshof is groot, maar ek dink dit gaan nie groot raak as dit 'n Tooi Derby, ja, sê. Paardekloof en Vastrap. Dan het ons nou 2 man die bestel en dit kom maar altyd so daar moet predictions gemaak word. Daar moet predictions gemaak word. So jy kan so lank in jou gedagte jou predictions reg kry, maar Paardekloof en Vastrap. Ja. 6 nasie rematch. Paardekloof sla 1 oor Vastrap. So hoe sal jy hierdie game opsom jou eie woorde? Hoe sal jy sê wat kan verwag word van Paardekloof en Vastrap daai derby? Seisoen, ek wil eintlik nou die enetjie onbevraagd gelos het. Want seisoen, dis 'n Tooi Derby. Hierdie 2 spanne kry mekaar van jaar nou vir die tweede keer in 2026. Wat wel nie gaan maklik wees nie. Tuisvoordeel, my prediction, Paardekloof. Jy gaan met Paardekloof. Met binne rasiewe. Ja man. Met binne rasiewe. So jy sê nou Paardekloof 50 en Vastrap 49. Maar ja, dan groot game. Definitief. Ek dink die 6 nasie se manne moet weer terug gaan. 6 nasie Paardekloof wen Vastrap op sy tuiste. En dan was daar vredelik ongelukkigheid rondom die toernooi self waar mense gevoel het, maar dis Paardekloof tournament en Paardekloof maak dinge gemaklik vir hulle. Wat ek dink persoonlik nie geval is, maar man sal nou sien wat daai woede van die 6 nasies op dat iets goed afgelewer het aan die kant van Vastrap. Want ek dink hier het Vastrap 'n kans om te wys hy kon back to back gegaan het. Ja. En sou Vastrap hierdie game wen die naweek. Dink jy kan 'n man sê dat
die beker van die 6 nasie moet maar vastrap toe kom. Tyson, die mense as anders op sosiale media. Maak jy nou 'n statement as jy dit was so? Dan gaan jy jou kop buite nie. Aan die ander kant, maar ja, ek moet maar seker my prediction ook maak. Ek het groot geword in die put. Maar ek gaan met vastrap. Die naweek. Ek dink vastrap het 'n punt om te bewys daarin. Ek dink hulle is baie gemotiveerd met die wen wat hulle gekry het in die eerste plek, die naweek wat verby is. En dan ek dink die wen van die 6 nasie het maar altyd 'n negatiewe effek. Daai beker van die 6 nasie wil ek amper sê as 'n bedlakker beker dat het gewys toe Paardekloof die eerste keer wen. Het Paardekloof ook aan 'n verloor kan begin. Het hulle nou weer gewen, het hulle nou weer in 'n verloor kan gewen so. Ja, ek gaan met vastrap op hy en ek, maar ek gaan nie sê met hoeveel nie. So. Jy sê Paardekloof minder as 7. En ek sal sê vastrap. Daar's eers 'n gut feeling, Tyson. Nee, ek kan nie nou met die gut feeling nie, want die gut feeling bring maar in die moeilikheid. Maar ja, dan is dit ons wedstryd van die naweek, die Toy Derby, Paardekloof versus vastrap. Gooi maar daar in die comments wie julle dink sal hierdie game wen. Hierdie komende naweek, maar ja, ook 'n groot Miracles in Lindeshof, ja, wat laas jaar 2025 seisoen 'n baie goeie seisoen beleef het. Maar ek dink met die beserings wat nou gekom het ek gedink dat hulle nie 46 punte sal aanteken nie met al hulle beserings, maar ek dink die rus het hulle goed gedoen. Ja. Dat hulle nie alle spelers in 'n game gesit het van die Kobok of Barbarians nie. Hulle spelers rus het en ja, 3.6 mense môre wat vir my ook self verbaas het, wat net 'n bietjie moet werk aan die defense, maar ja, Miracles wat sal reg wil maak. Voor sy tuiskare en ja, Miracles is nie maklik aan Woesie nie, sy sal nou weet 50 dae teen Miracles, maar ja, Miracles het self daar ook nie 'n span laas jaar wat bang gewees het om uit die kleedkamers te kom, toe hulle van Miracles daar moes face. So Miracles wat redelik sy staal wys op sy tuis, so sal Lindeshof maar wegkry met die kleedkamers of gaan hulle maar uitkom. Maar dis 'n vraag wat die komende naweek sal beantwoord word. Ja, en dan gaan ek net so vlugtig die lok van die spreekdag maar net deurgee. En dan wil ek dit noem aan die kykers. Ons soek almal die loks. Ons is almal hastig om te vra, waar is die loks? Wanneer kom die loks uit? Maar ons is bang om ons results uit te gee. Meester Jacobs maak altyd 'n post oop om te sê sit al die scores in, maar dan moet meneer nog altyd gaan vra vir wat was die scores en wie te bonuspunt en al daai goede. So ek vra vir die kykers, kom ons wees hastig met ons results, met ons uitslae, want hoe gouer julle die uitslae kan deurgee, hoe gouer kan die manne wat die loks vir ons uitsit, gemeenskapsskool en streekdag, hoe gouer kan hulle die loks vir jou gee, want dit gaan nie baat, jy gaan 'n lok soek, maar ons het die results om 'n lok te maak. Ons kan 'n lok maak, sonder jou results, en dan ga jy kerm, nee maar, hier soort my punte, en my punte, verstaan. So, dat jy results krijg, is spoedig as moeilijk, ek meen, jy kan ook nie net vir die lok soek as jy gewen het nie. En ek kom agter, hier is van die mense wat net lok soek, as die punte as die punte gewen is, maar hy vergeet het met die punte, sê so, ja, dat is nog vroeg. Ek wil sommer nou al die dingetjie klaar reg kry. Jy kan nie nou sê die streek of die gemeenskap van Yes. Dat is die eerste game, Zane, en dan jy, 'n man kan nou al breek. Hy man wat nou al breek rondom sy posisie op die lok, maar ja, ek gaan net aflees hier die lok. Streek jy daar lok, Lovedale in die eerste plek, Lovedale, hy het 5 gevat,
met 'n punteverskil van 25, dis hoekom hy eerste lê. Tweede plek is Lindishof, ook met 5 punte. Laplaisant in die derde plek met 5 punte. Houbel in die vierde plek met 5 punte. Vastrap in die 5de plek. Ek sien dis 4 punte, maar ek dink hulle het 5 gevat, maar ja, hulle is in die 5de plek. Dan Paardenkloof in die 6de plek met 2 punte. Jan Goedops 7de plek met punt. Marikels in die 8ste plek met 'n punt. Morgenster in die 9de plek met 1 punt. En dan nou die B het nog geen wedstryd gehad nie. Hy lê in die 10de plek. En dan Young Wesleyans wat laaste lê ook met geen punte nie. So ja, dit is maar die loop na ronde 1. So daar sal baie veranderings kom hierdie komende naweek met die groot games wat aan die gang sal wees in die streekie daar. So streekmanne moenie breek nie. Moenie voel jy het die liga gewen nie. En dan vir die spanne wat aan die verloor kant is, dis eerste ronde man. Moenie nie jou coach weer daar nie of jou kaptein blameer oor verkeerde besluite nie. En ja, gaan oefen dit, werk aan jou foute en kom sterker terug. So ja, dit is die wrap-up van die results en die fietsers vir die streekie daar. Dan gaan ons gemeenskapskuld toe. Sandre, hy is nou die man wat die gemeenskapskuld hanteer en ja, dan 'n bietjie geruk aan die gemeenskapskuld. Kan jy vir ons die results daar deurgee van die gemeenskapskuld, hoe dinge gegaan daar in die gemeenskapskuld? Sy sê, ons gaan sommer uit die blokke begin. Yes. Ons gaan sommer eers gou daar op Ribberpark. Te ry op maar. Yes. Pumas klub het saamgekom teen Kromfontein. En 'n wedstryd wat opwegend was. 28 in die guns van Pumas. Yes. En 20 in die guns van Kromfontein. En dan het Young Black Arrows hulle harde game gespeel. Ja, die klub verkom was. Daar die mense het die gaste afgeskop of plaasgevind het. Yes. Weens omstandighede buite. Doornkraal se beheer. So met ander woorde, dan Black Arrows. Yes. Outomaties 5 punte. Gekrimale. Op 'n stingboom. Yes, dat is lekker. Wat blykbaar op die tonge was. Yes. Wou Doornkraal van dag. Manne, ons kan nie so begin. Ons kan nie die jare wag daar waar is hoe gaan. Ja, ek dink spanne, ek dink sê vir die Lani man. Sê vir die Lani ons het 'n rugby klub begin. En ons kan nie so onder rugby speel nie. Saterdag. Wat ek meen, dan as hy game moes nou vandag afgekom het, dan het hy mos nog regtig so begrafnis gemaak. En eers het ons swart en wit en dis was nog nie 'n mooi gesig gelyk het. Maar ja, ek dink Bulldogs, nee man, ek dink praat maar met die Lani. Ja, dis praat. Vroeg in die jaar. Ja, ons kan nie so begin Om sulke slippe te maak. Maar ek dink ergens is ek ook nog bly hoe hy vyf my highlights. Want Doornkraal, dit kan lelik geraak het. hulle praat nie van mafties. Dat gaan nie gebeur nie. Dan gaan ons aan daar op Weiderkloof. Of is dit nou die Tierpark? Tybos. Ja. Maar dat is ook waar hulle die eie en die aardappels. Yes. Goeie daar so. Langevier was gister gas hier vir Tanfontein. Tanfontein wat die Ses Nasie gewys het. Hy staal. Hy staal en hulle het huiswerk gedoen. Hulle is gereed vir die seisoen. Yes. Maar ongelukkig moes hulle ook met die soorkos. Hy so gaan. Ja, dan yes, ek het my prediction was nog Tanfontein. Ek het Trevor altyd gesê Tanfontein gaan hy enetjie. Maar hulle kon nie. Die op die raak. Hulle is met die koers in die kop. Langevier wen die wedstryd met 19 punte teenoor 13. 'n Wedstryd wat opwegend was. Ja. As jy kyk na die tellbord fisies.
So karakter was getoon. Yes. Dat wil vir my sê Tanfontein het regtig waar geprobeer. Maar ik kon hem niet recht krijgen. Ek dink daai 3 punte het die kaptein en dit smit bygevoeg. Definitief, definitief. Ja, en so ek wil net vir Langevuur se familie daar, se mense daar sê ons prediction was dat hy uit gewees het. Ons het gevoel Tanfontein gaan daai netjie aankom maar hulle meer games in die sakke het as Langevuur, maar toe nou nie. So gelukkig daai netjie julle het ons verkeerd bewys en ja, julle daai enetjie deurgegaan. Wel dan Langevuur. Ja, dan gaan ons weer 'n bietjie af daar agter Witzenberg Vallei area. Daar die Witzenberg properties. Derby. Wat gaste gewees. Yes. Witzenberg properties derby. Yes. Red Roses, Nieuweling weer terug in die gemeenskapskap 2026. Red Roses was thuisheer of gasheer vir Esperanto. Tydjie. Krag met hom. Op sy eie. Ja, Op sy eie. Red Roses steek in die lug. Voorspelling. Yes. Gemeenskapskampioene. Ja. Daai span wat moet ons sê hulle die liga gewen. As so Mario se span daar, hy moet gesê hulle gaan die liga wen. En al die koepas is daar. Dis 'n span. Telling was gewees Red Roses het koning gekry. Yes. Met 'n outomatiese 5 punte wat hy opgetel het, 45 teenoor Esperanto se 13 punte. Ek moet sê, Esperanto het eerste helfte het definitief vir Red Roses laat klippe. Yes. En hulle het gewys, dit gaan nie maklik wees nie. Hulle sal moet speel vir 5 punte anders gee hulle niks. So aan Esperanto, ek dink baie mense sal Esperanto afskryf, maar ek persoonlik sal dit opskryf. Yes. Net die feit dat alles kom met dit, Yes. hulle dag op. Hulle daar Dis bonus. Yes. Hulle sê waaraan jy wil is daar weg. Daar weer. Hou moet. Hou moet. Ja, dan ek was 'n bietjie stil staan by daai game. Ja, ek hoor jy sê nou Esperanto, ja, mense skryf Esperanto af. En ja, soos jy sê, ek meen moenie opgee nie, maar ek dink 'n man moet ook begin stryd wees. 'n Man moet begin 100%. die span van Esperanto, die seniors daar, die manne sal moet begin eienaarskap vat, want ek meen dis nou al vir die afgelope jare wat Esperanto sukkel. En Esperanto hy het 'n ryk geskiedenis van goeie rugby. Ek meen toe hulle begin het, ek dink is in 2009 of daarom, ek is nog nie seker nie, maar toe hulle begin het, was hulle so na aan om Koue Bokkeveld in die kampioene te raak, dat hulle hier by die top 8, hy was nog top 8 en sulke dinge, by die Unie wat hulle 'n game verloor, wat hulle ook moes as kampioene gekry het. So hulle was al die jare 'n goeie span. So daai seniors daar en die manne wat nou al lank aankom, moet begin eienaarskap vat. Want ons kan nie net sê maar hulle moet moed hou nie, maar hulle doen niks aan nie, verstaan? Ek meen kom ons begin weer van dit game vir game. En ja, Red Roses, wat sommige gewys het, hulle moet die manne moet weet van hulle. Dat is wel besigheid. Die Guptas, Mario daar, hy was baie praterig hier op die socials rondom sy span en ek sien die ou is sommer hoogte van alles, maar hy moet weet al sy wenne met friendlies en sy eerste liga wen was steeds gewees. So ek weet nie die friendlies het ek gehoor het die ref in die saal aangetrek. Ek glo nie gister se skeieregter sal in die saal aangetrek het nie. Maar 'n man sal nou van die naweek af sien, hy sien nou weer travel of het so is, maar ja, wel dan aan Red Roses wat die stempel afgedruk het daar met hy 45. Ja, hy sê om bietjie weg te probeer van Red Roses af. Anders gaan ons nog te lank stil. Ja. Want ek weet dat Is die Guptas. Dat gaan jy. Dan gaan ons Boeswijk toe. Young Blues, die kraal.
Ek weet gaan ons moet net so 10 meter, 15 meter stil staan. Op Kleintjieskraal Park. Das Jan Blues gas hier vir die span net so boeken. Gaan jy Net so geen. Alle moes die trek pas. Oor die coasters nie. Maar hulle moes gister ook tevrede wees met 'n gelyke uitslag. Ja, maar Zandri, ek dink dit is goed, man. Want jy kan nou sê of ek verkeerd is. 'n Man wen nie sommer nie. Of jy draw daar, of jy verloor. Of jy wen nie. So, ek dink nooit iets moet maar bly wees maar met 2 punte. Maar ek het 'n boodskap sommer vir die spanne wat nog soontoe moet gaan. Yes. Maak maar die koeverte so lang. Dan Blues nooit gedag. Het Saterdag 7 Maart op 'n gelykop uitslag opgeëindig. 'n Wedstryd wat nooit gedag moes gewen het. Yes. Volgens gerugte. So mense moet ook weet jy speel nou sweet af. Ja. Dis beter as 'n verloor. As 'n verloor, ek sal aanvat. Want op in die kraal, dit maak seer. Onthou Zandri, die kraal is niemand se speelplek. Die kraal, net jou inkom daar, jy sien nie die houdehuisies van die bosbohuise wat daar staan. En is net so stilte, almal is al klaar in die veld. Kom jy daar, die mense is klaar, die vure brand, die musiek speel klipbaar en hier kom jy by die veld aan. 100%. Die mense kyk sommer maar wat 'n lorie is die, verstaan? So daai is kan jy al klaar sien. Jo, hier moet my hart reg is. Jason gepraat van by Kleintjieskraal. Ons weet mos nou dis nou maar die situasie daar. Ja. Jy gaan nooit met 'n wen af. Ja. Maar as ons praat oor fisies rondom fasiliteite. Ja. Daar by Young Blues. Dink ek die bestuur van Young Blues sal moet aanvat. Yes. Of navraag doen met die Watsenberg munisipaliteit, ja. Verstaan vir geriewe. Ja, nee, byvoorbeeld soos toilette. Ja. Ons klubs in die Watsenberg is nie so bevoorreg om nodige fasiliteite te kry, so byvoorbeeld jou sekondêre toiletgeriewe wat jy moet hê op wedstryddag. Verstaan? Yes. En soos ek ook gesê het op die ander live wat ek hier gewees het, dat ek dink is tyd dat die bestuurders ook na die maatskappye toe gaan. Op die spesifieke boerdery waar hulle tans is. Gaan sit met die management team by die maatskappy. En praat 'n bietjie. Dat is ons finansiële status. Yes. Hoe kan julle vir ons in die hand vat? Verstaan? Ja, nee, definitief Zandri. Ja, kyk, daai veld, soos ek ook maar nou aangeneem het, is maar nou munisipale veld en ek weet nou nie hoe dinge werk rondom die reëlings daar op die veld en die dinge daar in Kleintjieskraal nie, maar ja, die fasiliteite wat nie so goed is, ek noem die veld se oppervlakte self wat 'n bietjie suikie is en wat ook al lei tot beserings. En dan, ek weet nou nie of dit nou al toegespan is, maar toe ek nou daar laas gespeel het, daar 'n paadjie oor die veld geloop. En ja, maar ek dink, soos jy sê, ons bestuurs wat 'n bietjie effort moet insit en 'n bietjie ingaan op dit en net 'n bietjie aksie wys, verstaan, om te wys dat dis 'n klub wat daar staan, dis 'n klub wat die gemeenskap vir die gemeenskap daar is en wat ook die jong manne en selfs die mense weghou van verkeerde dinge af. Want ek meen, daar's baie jong mense daar in Kleintjieskraal wat deel is aan die span. Ja. Selfs in Woolsley wat ook daar speel so. Ja, maar dan word maar altyd bietjie hof is daar in die nie dat mense moet dit mooi verstaan. Ons sê nie Young Blues is 'n rowwe span of 'n lelike manier of sulke dinge nie. Maar jy kry net 'n ander gevoel as jy Kleintjieskraal toe gaan. Dit is net so 'n klein vreesie wat oor jou kos Maar die hele scenario praat jy spesifiek aan die groter prentjie. Yes. Van klubs spesifiek. Yes. In terme van fasiliteite. So ek wil nie hê die kykers moet nou dink hy's gemik op een span. Verstaan? So kry hulle fasiliteite reg by hulle velde. Ja, die mense gaan nou sê op die krisis die toilet
Daar is toilets, Boelan toilets. So, onze daar, Boelan toiletjes daar staan gemaakt, so. Ja. Ja, Tyson. Dat is daar die laatste game, maar daar is nog een game. Ja, we moeten dan nog een game afgekomen. Sal ek sê, die wedstrijd van die Nabi. Young Eagles was gasheer van Donkerbos. Ja, Donkerbos. Ik denk hij moet doen, hij kapitaalskrabbies. Gaan ons net die results gee? Ja, dat kan niet, dat kan eens een beetje praten. Ik meen, dat is niet zo'n tijd, dat is niet zo'n wereldgame. Tyson, gister, slachten. Op Brakpan, Lussel, Sportgronde. Young Eagles was gasheer in Donkerbos. Yes. Eindtelling was 99-24. Ja, klonk dat nou zo bekend. Klonk hij 99 nou zo bekend. Ik heb nog een 99 laatst van gehoord aan die vriendlies. Met Sirius en de Pleisen, maar. Ik ben 99-24. Een liga. En ik lees gister op sociale media. Ondersteuner en ook militiebeampte by Donkerbos. Yes. Sy sê die 99 maak het jou serie. Maar sy is bekommerd oor Tilburg. So 100. Nee, maar ik wil voor haar zeggen, medic van Donkerbos, jouw span heeft een 99 gekregen. Ons kan niet nou focussen op een ander span, zo'n 100-tal. Ja, zo'n 100-tal. Ja, een vreemde 99 tellen. Maar een liga 99. Weet jy? Hij maakt ziel, man. Ik meen. Nee, Donkerbos. Nee, man. Ik had niet dat verwacht van Donkerbos. Donkerbos is een span wat je niet eigenlijk maar te verwachten is. Ja, maar dan een vraag die dan ook kan. Hoe zal je zeggen waar je dingen voor Donkerbos scheef gelopen? Tyson, ik Michel was betrokken in die wedstrijd. Yes. Jy kon eerlijker gesproken, jy kon gezien het, die ouwens al heeft daar. Al van de ID-parade. Van die ID-parade af, kon jy gezien het. Ja, maar die ouwens het die Dringend in hulle, die eager, Yes. lus vir sport, maar is 2026. Ja, man, zien we dan uit naar de Verstaan, die gaan wedstrijd is Yes. op vandaag af. Yes. Dat is 4 hier buiten. Ons wil Joel. Verstaan jy? So, die leeftaal was nie daar nie, die gezichtsuitdrukking was nie daar nie. Yes. Ik weet toch niet, omdat ons nog die Sanlam gister aangehaald het. Het kan weer Sanlam met doelgenootschap. Mensen, ik wil hoeveel hulle sê, julle moet aansluit by Sanlam hoor. Dat werkt. Hij treedt intimideren klaar de opponenten 99. Pumas het in de Sanlam gespeeld in Komfontein. En dat het gewend. 5 punten gevat. 5 punten. En Eagles 5 punten met Sanlam 5 punten. 5 punten. Dat is eigenlijk een 10 punten daarin. Ja, Boeland, als je met kijkt, als een man met een 99 gevat, kan een man niet 10 punten krijgen. Ja. Ik meen 99 man. 10 punten. Dat is meer dan redelijk alright man. Ja, man. Ik meen. Maar ik denk ergens kan man, hij 5 punten voor Eagles moest regeren. Ja, in plaats van dat hij beschermd wordt. Verstaan? Staat dat daar tegen door Eagles. Eagles moet nog een man krijgen. Zijn ze om terug te komen? Trevor het genoemd. Yes. Dat Eagles moet opgehouden worden. Ja. En hij had al reeds stempel afgedrukt, ja. In Donkerbos. Yes. Om bij te zeggen, die wind in Donkerbos maak ik dat het einde van die wereld is. Yes. Want ook niet zelf als we met Donkerbos ouwens, ons weet nie wat in die kamp aangaan. Ja. Maar opgee is nooit 'n opsie. Ja. Moenie dit sien as jou downfall nie. Yes. Maar wat dit actually jou motivering is, dat dit jou bemoedig om, dat dit jou encourage om beter te doen man. Verstaan? En onthou, dat die ervare spelers in hulle groepe. Yes. Ouens wat talent het. Verstaan? Yes. So, weet nou nie waar die mislukking is tussen die afrigters of die spelers of die bestuur, afrigters en die bestuur, maar
Jy kon drasties sien. Daar's ietsie reg. Iets klik net nie. Ja, Andre, en ek wil ook net dat noem, onthou, mense sal nou sê, ja, maar spelers is verantwoordelik vir wat op die veld gaan gebeur, maar ek wil dit noem dat as dinge nie goed gaan op die manier hoe 'n klub bestuur word nie, dan het dit ook 'n groot impak op die spelers self. So, ja, ou sal nou kon speel, maar hy nie happy is oor hoe dinge gedoen word in 'n klub nie. Kan dit ook dan 'n effek hê op die manier van hoe die spelers speel. So, bestuurslede, management by klubs, kom ons probeer dinge so gemaklik as moontlik maak vir spelers om hulle beste rugby te speel. En ek dink dit is wat by Eagles gebeur. En ek sê nie dat omdat nou genre nou hier sit nie, maar ons praat nou al 'n hele tydjie hier op die stel oor die manier van dinge doen by Eagles. En daar is weer 'n teken van as dinge bo op die kop reg loop en reg bestuur word, bestuur, coach en speel, dan kan jy sulke resultate kry. Om uit te sê en ondersteuners ondersteun. Ja, en ondersteun. So, ja, dan maar 'n man moet ook niks wegvat van Eagles nie. Wat sal jy sê, wat het vir julle op die dag gewerk in hy 99? Trevor, ons kon baie leer ook uit die wedstryd uit. Yes. Positief en negatief. Ons sal die brakkie rights weghaal en die negativiteit ook uithaal. Yes. Ons is nog nie daar wat ons wil wees nie, maar ook nie meer waar ons was nie. Yes. Ek dink eerste plek ons het gepraat van die ervaring. Yes. Wat daar is ouens Roman Baron. Yes. Saldanha Rico. Yes. Koos Jacobus. Yes. As ek kyk nou spelers wat nou weer 'n dragkie gemaak het, Roderick Botus. Ja. Wat laas jaar ook deel was van die Eagles kamp. Yes. Maar hy is nou weer terug. Ouens soos hy wat daar op het talent goeie speler, ja. Verstaan. Yes. En 'n ou soos Ethan Versaghi met sy poot agterlangs. Ja. Verstaan. Ons nuwe signings wat ons het. Jano Mankopan aanwinst vir die jaar ook. Maar die jaar ook wat Saterdag 7 Maart sy buiging gemaak het. Die debuut gemaak het. Is goed, ja. Ou wat ook dopgehou moet word die jaar vir ons. Yes. En nou dat hy ook die spelpatroon van Eagles het. Nou is hy dodelik. Sy sin. Hy druk Sy sin. Maar ons het wel baie dinge geleer. Yes. Verstaan. Soos ek nou gesê het, ons nie meer waar is was nie. Ja. Maar ook nie waar ons nog wil wees. Ja. So, ons gaan die weer terug drawing board toe. Yes. Donkerbos is voorbij. So, ons gaan weer waar ons gefouteer het. Yes. Want uit te wen het, is daar ook maar foute. Uit daar foute wat jy verloor het op. So, ons gaan nou harder werk hierdie week om ons volle potensiaal te bereik. Yes. Nee, dit is goed om te hoor, Andre, dat ek meen, sekere spanne sal nou sommer baie groot kop gekry het in 99. Ek meen, Donkerbos word nie gesien as 'n klein span nie, maar ja, is goed om te hoor dat die mindset agter hy 99 nie is ons het die liga gewen. Ja. Maar dit is dat jy stel dit so mooi. Daar is nog altyd foute gemaak. Daar is nog altyd foute gewees wat gemaak was in die game en vat net die foute en gaan werk daarin. En ek wil in dieselfde asem ook vir Donkerbos ouens sê, en daar gaan nog baie gepraat word in 99 en mens is maar mens. Maar net die klub se lede, dit beteken bestuur, coaches en spelers kan die skip omdraai. Ja. So nou die ding van foute soek en mekaar blameer, elke begin by homself en werk saam om daardie as 'n span saam om nie weer so te voel soos hulle gister gevoel het nie. Ja. Maar ja, dan die fietsers. Hy is nou die results. Ek wil net gou net iets noem dat man kan sien wie het gewerk in die off-season.
en wie nie gewerk in die off-season nie. Ek gaan hulle los met daai enetjie so dan het ons 'n nuwe week wat voor hulle, nuwe games. Ronde 2 Ronde as die 2. naweek Yes. op sy styl 14 Maart. Yes. Ons eerste 2 fixtures wat ons het, Nooit Gedag teen Langrivier. Nooit Gedag speel gasheer. Tanfontein teen Pumas. Op tuisbodem. Tanfontein Sportgronde, die plek om te wees. Yes. Kromfontein tuis teen Young Black Arrows. Die manne daar van Beeskraal gaan die naby moet reis na Gaan hulle op Sondag speel? dat moet ons uitvind. Dat moet ons uitvind. En dan Doornkraal. As hulle daar terug op tuisbodem teen Young Eagles. Gaan dit die Sondag of Saterdag wees? Ons moet Jy nou maar nog kyk. of 5 punte op 'n skringbord. Ek meen, Sal ons sê as dit weer gebeur, sal ons moet kyk tegnies. Gaan dit nie 'n probleem of gaan dit nie dat daar affek wees in die nabye ja, maande wat kom van die liga-wedstryde? dan ja, kyk as dit nou weer Saterdag gebeur, dan definitief, ek meen, ook 'n man wil mos maar rugby speel. Ek meen, 'n klub, kom ek vat nou soos Arrows en Bulldog met die naam wat nou moes afgekom het. Arrows wat nou gasheer sou gespeel het. So op 'n wedstryddag gaan daar maar nou baie dinge aan. Ek weet nou nie wanneer het hulle vir Arrows laat weet rondom die kansellasie van die game nie, maar ek meen daar word maar dinge gereël, jy wat tuisspan is. Jy reël mos maar nou sekere dinge, verkopers, vervoer, velde uitgesort word. Daar het maar uitgawes in 'n game day vir die gasheer uit. En nou word daar sommer nou gesê, maar okay, die game kom hier af. En dan definitief gaan dit 'n impak hê op Doornkraal self, die Bulldogs self. Ek meen, hulle wat 'n goeie seisoen laas jaar gehad, beleef het met hulle eerste bestaan jaar. So dit kan sielkundig ook later by die spelers kom. Hoekom moet ek nog stak by 'n span wat, ek meen veral soos ouens wat nou nie fisies op die plaas bly nie, maar wat ook maar nou ingevoer is, wat hy man nou voel, nee, maar ons wil rugby speel, man. Ons kan nie elke naweek sommer net 5 punte weggee, man. Net so. Ja, nou gaat die man na die buurman se plaas toe en dan wat speel hy man daar, die tyd wanneer hulle nou weer begin speel, dan sukkel hulle met spelers. 100%. Maar ek dink daai game gaan afkom, ek dink hulle sal weer wel kies getrek word. ja, nee, ek dink hy sal weer gaan doen. Dan is dit Donkerbos terug op tuisbodem teen die nuweling in die Skilla. Red Roses. Yes. Esperanto ontvang vir Young Blues. Wil ek kom by sê, gaan na huis en droom inskop van Young Blues? Want hulle daag mos jy op. Ja, ek kan nog onthou met laaste seisoen. Ja, Young Blues hy maar nou moet ophou met die dingetjie van jy speel net tuis en dan kom jy nie uit trail games, maar ek dink hulle kyk Young Blues wat baie gegroei het. Daar is ook maar nou mense wat ingekop het en so. Hulle is ook nou baie meer georganiseer. Ja. In terme van bestuurlede en dinge daar in Kriekerskraal. So ek glo nie dat sal gebeur. Ek dink Esperanto kan vir hulle regmaak vir 'n goeie Young Blues span wat daar aan hulle kom. Ja, en dinge raak maar net nie makliker vir Donkerbossie. Geen Red Roses sterk in die lug. Maar ja, hoe sal jy sê, wie is jou wedstryd van die naweek? My wedstryd van die naweek sal ek Donkerbos, Yes, Red Roses of Nooit Gedag, Langrivier. Maar die myn sal vir my wees Nooit Gedag, Langrivier. Okay, ja, goeie game, goeie twee spanne. Twee spanne wat die bal behoorlik kan lig gee, ja. Al twee spanne wat bekend is vir hardloop rugby. En ook in dieselfde asem Nooit Gedag is 'n span wat voorlangs daai dominance het. Yes. En spesifiek ook Donkerbos. Men pak voorspelers wat Yes. Nooit Gedag het, ervaring wat Nooit Gedag het en die pak voorspelers wat Donkerbos het. Langrivier. Ja, dis bedoel Langrivier, ja. Ekskuus. So jy
jy kan iets verwag. Jy kan 'n goeie Jy kan game iets verwag. verwag. Nooit gedag het 'n baie groot voorspelers Yes. wat onder ervaring bestaan en ook om fisies Yes. in die reëling En die hele. veel te dominance. Nee, definitief. En ons het dat gesien in die 6 nasie. Van nooit gedag, ek meen hy laaste game wat nooit gedag gespeel in Vastrap, het hulle man gestaan teen 'n ervare pak spelers van Vastrap. Maar ja, Langrivier wat ook gewys het, moenie vir my afskryf nie. Ja. Moenie dink ek het te min friendlies gespeel nie. En wat Tanfontein ook gewen het in Langrivier. Nou ek het al 'n paar games teen Langrivier gespeel en ek het al verloor ook op nooit gedag teen Langrivier. Met die sin van ons domineer die eerste helfte. Daar was 'n game wat ons gespeel het teen Langrivier op nooit gedag. Waar ons die eerste helfte oor hy manne gewys het. Ons het hulle geskrim, ons het hulle gehardloop en toe voel ons moes ons die game gewen. Ewe skielik. En tweede helfte. Pam wat daar is, die Pam het vir ons met hy bokskiekies, dat hy net so oor die kop en die manne, vinnige manne daar en en daai man is 'n balverspreiding en so. Dit gaan 'n goeie game wees op die dag. Ek meen albei spanne wat hardloop rugby speel. Nooit gedag wat van 'n draw afkom, maar Langrivier was sterk in die lug is. In die lug is ja. Ja, so vir wie sal hy enetjie gee? My prediction, ja, is moeilik. Is moeilik. Dink ek op tuisgrond, Yes. as nooit gedag baie gevaarlik. Yes. Ook met hulle nuwe signings wat hulle ook het. Yes. Dink ek ja, met die ervaring wat hulle ook het, dink ek nooit gedag Kan hy enetjie deur? hier raak. Okay. Nee, ja, ek is 'n nooties man. Ek is 'n nooties man so ons gaan nie nou nog die kant toe en so doen. So ja, ek bek vir nooit gedag op daai ene. Maar met die bygesê dat nooit gedag se ouens sal nie kan vir Langrivier onderskat nie. Ja. So hopelik werktuisvoordeel in die guns van nooit gedag en kan hulle daai enetjie deurraak. Maar kyk wat ook vir my die wedstryd van die naweek kan gewees het is die slootjie en Eros. Daai ene gaan 'n bitterpil wees. Daai ene. Onthou hy begin nou al op die bande. Op die bande begin hulle nou al en ek dink ek weet nie hulle het seker nou al klaar begin was hulle maar van môre as hulle man seker maar nou weer daai song van Kombani sien daar. Daar op die socials. Maar ja, dit begin nou al by die banter. Dus ek verneem dat William afgetree as banter en speler so. Ek weet nou nie, want jy maar van die week af sien of hy weer betrokke is daar. Sy so rapies sal mense sê dat ou soos William Oktober, ervare ou by al die kringe van die Witzenbergen. Yes. Sal mense sê dat hy die besluitneming sal neem om dan nou sodanig in die bestuur aan te sluit by Eros. Dus ek verneem het, dat hy aansoek doen vir die pos. visie-president. So dat wil vir my sê, dat kom jy nou nie, William, as jy so kyk, kan jy net bevestig, jy het die aansoek gedoen vir die visie voorzitter of president van Eros. Maar ja, soos ek gesê het, spelers moet speel man. Spelers coaches moet coaches en bestuurders moet. Ek dink Willem is nog te jong vir 'n ondervoorsitter of van 'n klub. Ek dink Willem, my vriend, ek dink jy moet jou terugkeer maak na die sportveld. Maar game wat vir my ook nogal sal interessant wees om te sien hoe dinge gaan tussen Komfontein en Black. Ek wil graag sien hoe vaar Eros. Ek meen in die liga nou. Ek meen hulle het nog nie 'n game gehad nie. Maar dit sal interessant sien om te sien hoe daai game afloop daar op die slootjie. Ja, seisoen en dan laaste 2 punte van my af. Maar nie minste nie. Vandag net 2 punte
Op dinge wat ons geleer het van die naweek van 7 Maart. Yes. Arrows Mm. het 5 vernietpunte. Wat Voilà. Biltongs, wat amper sê Biltongs. Bulldog. Biltongs aan die Vrydag Jo. gestuur is. So, okay. Maar dit is wat ek van hou is kommunikasie. Yes, Dis baie belangrik. praat met mekaar. Om op 'n wedstryddag te laat weet, Gaan nie jy werk. gaan nie die maak nie. Dis 'n ekstra boete. Ja, Want ek wil ook dan vir die spanne sê, onthou moenie sulke onmoediging. yes. R750 te staan weg. Nee man, dis te veel geld. Onthou komende naweek is om die draai. Dis nog 'n 750. En dis- kom met afskeid tegen daar die geld. Dan die geld in die kas. So ons kan ook nie net punte stuur nie manne. Vir julle wat nie geweet het nie. Jy word beboet vir elke game wat jy nie speel nie. So as jy nie 'n B-span game speel nie, dan word jy beboet. Ek gaan nie bedrag gee nie want ek is nog nie bekend met die bedrag nie, maar Boland se reëls is sou jy nie 'n B-span speel nie, kry jy boete vir dit. Ja. Deur middel van 'n bedrag geld wat jy moet betaal. En sou jy 'n A-span nie speel nie, kry jy daarvoor ook. So om nou te voel jy gaan punte stuur. Op die einde van die jaar gaan jy nie kan afskeid hou nie want jy jou kas leeg betaal aan boetes vir spanne wat jy nie gekyk wat jy nie gespeel het nie. Tyson, om terug te kom na die Watsenberg skuld lok. Yes, In die eerste posisie, dit is vir Young Eagles, yes, 5 punte wat hulle opgetel het in Donkerbos. Punte verskil wat hulle 75 yes, wat aan die eerste wedstryd van die liga. yes, Wat 'n yes. prestasie is om jou punte verskil op so 'n hoë noot te begin. Hulle 9.99 punte vir Yes, Red Roses in die tweede posisie met 5 punte wat hulle opgetel het yes, en loop point difference is 32 wat hulle moes afstaan yes. en punte vir 45 wat hulle het. Aan die derde plek, dan plek Arrows om nie 'n wedstryd te speel nie. Yes. Onmiddellik as jy in die derde posisie, in die top 3. So met ander woorde, jy is die derde beste. Ek het nog nie eens gespeel nie. Maar jy nog nie gespeel nie. Egos daar, well done man. Well done Egos man. Alles in die derde plek met 5 liga punte. 28 punte opgetel en 28 punte ook afgestaan. Sonder dat hulle kan speel. Yes. Aan die vierde plek het ons vir Pumas op 5 punte opgetel in Kromfontein. Hulle het ook 28 punte en pointer van wat hulle het is 8. En met ook 'n bonuspunt. In die vyfde plek Langrivier. Langrivier het 6 punte point difference en dan 19 punte het hulle opgetel en daar hulle ook met tevrede gewees het met die 4 punte wat hulle opgetel het daar in Tanfontein. In die 6de plek is nooit gedag wat tevrede moes gewees het met 'n gelukkige uitslag. Ten minste het hulle aan 2 punte opgetel in die kerk. Yes, yes, Dit yes. is niks. As 2 niks, is ja. beter as niks, hy sê. Ja, nee, definitief. In die 7de plek ook dan Blues wat ook nog gedraai het teen nooit gedag, ook 2 punte. En in die 8de plek het ons vir Tanfontein met 1 punt wat hulle opgetel het teen Langrivier en hulle punte verskil is -6. Yes. Jason, sodra jou point difference begin op -6. That's gevaarlik. Dis nie Dis is moeilik. Jy recover nie gou af vandag. So manne, kyk na hulle point difference asseblief. Kyk na hulle point Hulle difference. het 13 punte en dan was nou die point difference is -6. So punte vir staan op 13. Yes. Donkerbos -75 point difference. Maar ek moet ook sê wat ons moet highlight is. Donkerbos het gister 'n punt Yes. uit die Ek die Wes. beste. Saterdag 7 Maart. Okay. Teen Young Eagles. Mm. Hulle het wel 29-24 verloor. Maar het 'n punt gekry. Hulle het 'n punt gekry. Hulle het 'n Okay. bonus 3 gaan druk. Yes. So dat wil vir my sê iets goed as besig om te gebeur. Donkerbos. So hy is die lok. Kromfontein
op posisie nommer 10. Yes. Kromfontein het niks punte gekry nie, maar wel ook niks bonuspunte nie. Kromfontein het 20 punte voor en dan Kromfontein staan op -8. Doornkraal wat was nog nie so wedstryd wat nie afgekom het nie. Hulle staan ook op 0 punte, Maar lê aan die laaste. maar hulle het die laaste nie. Aan die laaste plek het ons vir Esperanto. Esperanto in die rooi gevaar. Ja. In die rooi gevaar. Ek dink iewers op 'n kol, dan moet net 'n oorwinning. Dit oor wanneer. Net om met die rooi sone uit te kom. Miskien 10 Eagles. Alles is moontlik. Yes. Alles is moontlik. Jy moet niemand afskryf van Yes. hierdie jaar nie. Ja, sê. Esperanto lê in die 12de posisie met niks punte nie, niks bonuspunte nie en met 'n point difference van -32. Wat nog as baie is. Dis die lok Lok van die ronde 1 van Witzenberg gemeenskapsskil. Ja, sê dankie Zandre. Ja, daar het julle nou die lok van die gemeenskapsskil. En die lok van die streke daar. Ek sê weer, moenie skaam is om julle tellings te gee. Ja. Gee julle tellings. So ons gaan 'n bietjie comments lees hier van die op die live Zandre, dinge nee ek het nou hier so 'n bietjie deur gegaan. Manne wat nog as baie te sê het hier. Oor sekere dinge om Adam praat baie hier. Middag om Adam. Dylan, welkom. Bertie is ook ingeskakel hier sien ek. Maar ja, ek gaan hier 'n paar comments lees om Adam het hier 'n comment gelos. Adam sê hier, hy sê die aanbieder moet reg praat. Sê julle beplan om all out te gaan, streek uit daar, hier kom ons. Hulle roof reg aan die kant van Bokveld. Wakker paai. So Adam wil jou eintlik al waarsku. Adam sê jy moenie bang is om te sê 'n streek uit daar, hier kom ons. Maar jy moet ook versigtig wees. Hulle roof reg hier in die Bokveld. Ek sê moet versigtig wees. Ja, nee, jy moet Hoe ek die pad byster raak jy op uit doen. ja, maar sal jy sê streek uit daar, hier kom ons. Ga jy so praat. Stil. Oh, jy doen. Maar dan die man wil nie so baie praat nie. Die man wil nie so baie praat nie. Ja, en Mama B daarvan vetkoeke. Sy sê sy het gehoor Miracle sê is gister was hulle laaste verloor. Ja. Hulle gaan nie weer verloor nie. Ek dink hy baie gevaarlik Hy steek om te sê. Hy steek men. Dis gevaarlik. Onthou hulle nog net in vastrap gespeel. So hulle voel klaar, hulle gaan nie verloor nie. Ja. So ja, daai is iets nogal so En onthou nee, om na uit te kyk. wait, is nog nie seker wat is hy van nie. Oh, November. November. Hy het laas jaar TikTok op sosiale media gesit. 'n Span wat wen. Ons span wat vir my wen 2025. Sy kaptein seker vir hom. Tot op vandag toe. Wat Eagles nou nog. So hulle moet sulke statements maak. Ja, en dan William Oktober ook hier gesê ons moet eerlik wees. Houwel het Kloof opgeneem. Want ek sien Kloof was gesopheid rol. So ja, en dit is nog eens 'n video wat ek ook gesien het William ja, en by daai skrim Zandre het daar baie dinge gebeur. En ek gaan net praat oor wat ek gesien het. Ek dink in daai videoetjie wat ek gesien het, skrim. Houwel kry skrim en hulle stoot, hulle sopheid rol. Hulle sopheid rol vir Paardenkloof 6 nasiekampioen. Sopheid rol. Sopheid, hulle word gesopheid rol. So wat gebeur toe daar is ref wys penalty advantage Vir Houwel. vir Houwel. Houwel nok die 3 met die skrimskakel wat wil optel en skrim daar in die 3 wil druk. Houwel soek weer skrim omdat hulle advantage gehad het. En ek dink dit is waar hierdie nuwe reëls nie net
die spelers weer mekaar maak, Ja. hè. Maar ook die manne wat die reels moet toepas. En hy's gemik op niemand nie. Ek dink dit is maar net 'n ding wat 'n man moet regkry Ja. van die begin af. Want die reels sê dat jy kan nie meer van 'n vryskop af 'n skrim vat nie. En soos ek verneem het en gesien het in daardie video dat skeieregter sê vir Houbel maar hulle kan nie weer 'n skrim vat nie. So nadat hulle 'n penalty advantage gehad het. So van 'n penalty af kan jy 'n skrim call. Ja. Maar van 'n vryskop af kan jy nie 'n skrim vat nie. So ek gaan nie ons wil nie baie rondom dit uitbrei nie, maar ons wil net die reël duidelik maak aan die kykers en dis waar dit inkom dat jou kaptein en jou spelers moet die reëls ken en verstaan sodat so iets gebeur, dan kan jy miskien na die ref gaan of die ou in die middel gaan en net vra rondom reëls. Maar as jy nie reëls gaan verstaan nie, dan gaan jy maar net so aanvaar. Verstaan? So die ouens in die middel moet ook maar net versigtig wees dat kom ons kry die nuwe reëls reg en dat dit nie later 'n hele negatiewe uitwerking op alles het nie. Maar ja, William, die Ses Nasie Champs was gesopry trollie daar. Gaan nog hier so 'n kommentjie. 'n Kommentie van Dylan. Dylan sê, Dylan de Bruin, coach Rassie soos hom ken. Hy sê die manne wat so 100 plus en 99 aanteken, dink seker hulle gaan nie verloor nie. Ha? Dan ek dink hy man praat sommer stryd met jou. Dink jy julle nie gaan wen nie. Julle gaan nie verloor nie of hoe? Julle nou untouchable. Dylan de Bruin. Ek wil ook sê die ligas is nog waarby oop. Die syndroom gaan inskop sodra die tweede ronde sy merk gemaak het. Ek sê nie of ons het nie nou daai Britney rights van ons die liga gewen nie. Nee. Yes. Ons kyk na die groter prentjie. Dan elkeen het 'n visie van hom of haarself. Yes. Whatever jou klub so danger is. So ek dink ons het 'n goal wat ons moet achieve. Yes. So ek sê nie ons gaan skoonskap maak, maar dan gaan dit ook nie maklik wees om die skoonskap te veroorsaak. So jy sê, so wat jy eintlik wil sê is die spanne kan probeer, maar dit gaan nie maklik wees om vir Eagles te wen. Ek sê nie 50-50. Ja, dan ja, manne gooi maar bietjie op die bus by die comments en dan Spamantla klim sommer in Dylan en ou sommer hier met ou die beat te doen, maar ek het verneem Dylan is nie meer by ou die beat nie, maar ja, Spamantla nooi hier vir Dylan, hy sê ou die beat kan maar heel week die week oefen asseblief raai man, so dinge gaan nie daar op Rooibos Park, ja, en dan sien ek ook Trevor laat ook hier die comments, die ouwe moes gesê, hy gaan met die checkboek, gaan die ou iewers 'n Quantum ontmoet, wat die Ooskaap uitkom. So, ek dink Mama B moet maar versigtig wees, dinge gaan lê neer, met die aanwinsies, wat op pad is, die naweek daar in die derby, die twee derby. Maar ja, dan ek dink dit is 'n wrap-up vir die January, ja, goeie week van rugby. Ek dink is veilig om te sê dat die eerste ronde goed afgeloop het. Ek meen 'n man het nie gehoor van insidente waar skeieregters veral aangeval was nie, want hulle is mos maar die manne wat maar die meeste deurloop, of ek het nou nog hier op sosiale media gesien dat daar gekla word oor skeieregters wat sleg geblaas het, en veral ek meen spanne wat verloor het. Ek was by al die spanne wat maar klaar rondom skeieregters. Ja, en ek het nog nie regtig
op die socials wat ek nou volg, wat streekdag, die gemeenskapsgeld in ons streek, ook cover wat daar gesê was. Ja. Wat skeieregters, 'n man sal maar seker nou nog vorentoe. Ek weet nou nie, ek hoop nie so nie. Ja. Want ek meen as 'n man verloor, vat jy verloor man. Dan gaan maak jy reg. Gaan maak jy reg. Ja, en wat ek dink wat ook moet gebeur, so spanne moet dat net probeer dat sou jy 'n wedstryd verloor en jy voel die skeieregter het jou seer gemaak of die skeieregter het jou te nagekom by sekere aspekte van die game. Ek meen na 'n wedstryd om net vir 'n skeieregter te gaan vra. Ja, net gaan vra of jy het my daar gestraf, miskien by 'n rak. Ek meen 'n goeie voorbeeld miskien is by 'n skrim penalty. Waar ons 'n penalty by die skrim met waantjies gehad het. Ja. Maar toe ek nou weer 'n skrim wil vat, toe sê die skeieregter ek kan nie. Verstaan? En net so 'n bietjie rondom rattewa en net probeer 'n gesprek voer met die skeieregter om uit te vind hoe hy dinge gesien het. En ek meen dit kan jou game 'n bietjie uplift en dit kan jou manier van dinge doen of manier van dinge sien. In 'n skeieregter point of view ook miskien dan beter te verstaan dan. Ja. So as ons praat oor van die skeieregter. Yes. Wil ek ook aan die Breë Witzenberg gemeenskap sê, kom ons waardeer. Yes. Die skeieregters wat daar is. Yes. As baie nuwe skeieregters wat daar is, kom ek vra dat daar nie lelikheid opgedis word na hulle toe nie. Skeieregter is mens. Yes. Hy het ook familielede. Yes. Wat ook op sosiale media is. Definitief. Wat as dit jy is? Net so. Wat se beeld op sosiale media ronddwaal. Hoe gaan jy voel op die einde van die dag? So gemeenskap, kom ons begin net hy trotslik waardeer elke skeieregter wat daar is. Daai man gaan op 'n Saterdag uit. Yes. Van sy gesin af. Spesifiek op 'n naweek, dis gesinstyd. Yes. Dis kwaliteit wat jy kan wat jy kan gespandeer het met jou familie. Yes. Jy offer soveel tyd op om 'n wedstryd te hanteer. Jy ry plus minus 200 tot 120 km van jou huis af op 'n Saterdag. Ek meen as 'n skoolwedstryd die Saterdagoggend begin. Jy gaan die Saterdagoggend 7:00 van die huis af. Yes. Jy kom vanaand 9:00 by die huis. Al wat daar oor is die volgende dag, die Sondag wat daar oor is. So kom ons begin waardeer. Yes. Die man in die middel. Ja, ons almal is mense. Yes. Korrek. Ons almal maak foute. Yes. Net soos die skeieregter 'n fout begaan. Die skeieregter sê nie vir die speler slaan 20 keer 'n bal uit. Yes. Pas 10 keer 'n bal vooroor. Skram 20 keer onwettig. Maak 20 keer wat hy slaan. Yes. Verstaan? Yes. So ons moet dit begin oorweeg. Dan kyk jy na die foute wat ons maak. 100% as 'n span. Ja, die comments gaan aan die ek wil gou net hier so twee, drie comments hier wat mama vetkoek. Maar weet ek wel weet basisspan wat dit kom kuier in die gemeenskapskuld. En dit is so 'n roos emoji so. Ja, mama B hulle my vriendelike shopping haar mama B so. so sy sal ook hulle pa aflek vir die rose en dan is dit lekker bruin maak hier. 'n bold statement. Hy sê hier ja, daar is 'n span wat gesê daar is R2000 betaal. So ja, kan hulle nie vir my so 'n bietjie van hy geld gee? Ek meen om sommer nou al te betaal is 'n bietjie gevaarlik. Is 'n bietjie gevaarlik en ja, die laaste kom wat ek hier gaan vat van Adam, ek kan maar sê kom in die lied, maar Adam het gesê 'n man kan nie eintlik met die skeieregters praat nie. Want hulle van die ouens is 'n bietjie anders. So ja, maar ons weet maar laat die skeieregters ons hier om hulle te bid nou soos dan gesê ons met mekaar waardeer. So kom ons los hy ding van skeieregter blabbeer in 'n game en kom ons speel rugby. Ons geniet die game. So ja, daai is 'n wrap-up Zander. Dankie vir die show man. Ek dink dankie vir vanaand en dat jy deel gewees het. Ek dink ons gaan jou nog baie sien JP Stel. So ja, kykers, dankie dat julle ingeskakel het.
op na die wedstrijd, share die live, zodat mensen kan zien waar ons mee bezig is en dat daar iemand daar buiten wat misschien wil inkoop om ons programma makkelijker te maken en ja, om het programma te beter te brengen, want we willen in de toekomst kijken om clubs te krijgen op je stel, want dat is financieel niet altijd makkelijk niet. So ons werk aan een plan om misschien een club zijn voorzitter en zijn kapitein op je stel te krijgen. Dan heb ik hier rond te praten rondom hoe dingen gedaan worden bij clubs en misschien met een beetje achtergrond een bekendstelling te geven aan die mensen kan zien wie is die Spaanse voorzitters, zijn kapiteinen en dan zijn coaches. Ik meen die coaches wat ook maar bij hem blootstelling en erkenning krijgen. So, dat is waarna het ons werkt, dat is plan voor de toekomst. Maar ja, moet niet vergeten om te zeggen en te gaan liken en te subscriben op YouTube. Op YouTube omelijk gaan ons proberen om een live en zo te doen. Maar ja, ons het ook jullie support voor de tijd wanneer onze episode op YouTube live. En om te gaan liken en te gaan subscriben. Ja, en om te interacten met ons. Ik meen, ons kan niet zekere dingen doen, ook maar zo'n audience. So ja, voor die wat ingeschakeld werkelijk en wat ook achterna die zo gaan kijken, dankie voor jullie. En ja, Jandre, dankie voor jou weer eens. En ook onze cameraman, ik wil gewoon bij je dankie zeggen. En ja, dat is een wrap-up na die wedstrijd. Enige van jouw kant, Naxie? Van mijn kant af ook, baie dankie. Jason, dat jullie elke keer die initiatief heeft om die eindiging te sturen naar mij toe. En dat ik altijd gereed is van een call-up krijg. Yes. Voor alle kijkers, Bria, Watsenberg, gemeenschappen, strek ik daar en gemeenschapsskil. Baie sterkte meneer wie ik zou voorbereiden. En stel God altijd eerste. Waar je gaat, waar je zit of staan. Yes. Je weet dat hij zal je nooit verlaten. Vat Psalm 16 vers 8. Padkoos voor die week. En daarmee groet ons. Hij zei, goeie nacht, kijkers.